Goeiemôre. Jy luister na die 46ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is die prediker en die sterrekundige. Ons het Vrydag gepraat oor die tema die voordeel van verwarring en afgesluit deur woorde van Jesus te lees wat die meeste nie soos Jesus klink nie. En tog, ons lees uit Markus 4 vers 10 tot 13. Toe hy alleen was, het die omstanders saam met die 12 hom uitgevra oor die gelykenisse. En hy het vir hulle gesê: "Aan julle is die geheimenis van die koninkryk van God bekend gemaak, maar vir hulle daar buite word alles in gelykenisse gegee, sodat hulle sal sien en tog nie sien nie, en hoor en tog nie verstaan nie, en hulle nie terugdraai en vergewe word nie." En hy sê vir hulle: "Begryp julle nie hierdie gelykenisse nie? Indien daar enigsins 'n voordeel daaraan verbonde is om verward te wees, dan moet dit hier gevind word, in hierdie woorde van Jesus. Hou nou in gedagte waaroor ons die afgelope tyd gepraat het, onder andere die Cape Vidal effek. Ons bereidheid om die lewe en die betekenis daarvan dieper te ontgin. Afhangend daarvan of ons oppervlakkig en haastig leef, of stadiger en dieper leef, kan 'n mens uit presies dieselfde omstandighede totaal verskillende uitkomste verwag. Deur die eeue was hierdie woorde wat ons pas van Jesus gelees het, met groot ongemaklikheid ontvang. Soos Thomas Long dit stel: "We seems to have caught Jesus, of all people, in a very un-Christ-like saying." Die agtergrond hiervan is die volgende. Jesus het langs die see van Galilea gepreek, en in Markus se woorde het so 'n groot skare om hom saamgedrom, dat Jesus op 'n boot gaan sit het en homself 'n entjie weg van die oewer af gedruk het, sodat almal hom kon hoor. Dit was die ideale geleentheid om die skare, die reuse skare te onderrig oor die koninkryk van God. Die skare het tot barstens toe daardie ruimte gevul, teen die oewer, die heuwel op, en die mense het teen mekaar begin druk om seker te maak dat hulle Jesus kon hoor. Wat was hulle verwagting van wat Jesus gaan sê? Jesus vertel 'n gelykenis. Luister. Kyk, 'n saaiër het uitgegaan om te saai. En ons ken die verhaal waarvan sommige saad langs die pad geval en die voëls dit opgepik het, ander het op rotsagtige plekke geval en gou verlep, ander tussen dorings en is spoedig verstik, terwyl sommige in goeie grond geval het, opgekom, gegroei en 30, 60 en 100voudig opbrengs gelewer het. Die eerste geleentheid wat die omstanders en disippels alleen saam met Jesus was, het hulle hom uitgevra oor die gelykenisse. Die prentjie wat Markus skets, is dat hulle Jesus eenkant toe getrek het en gevra het: "Waarom in gelykenisse praat? Waarom in raaisels? Hoekom nie openlik en verstaanbaar nie?" Waarop Jesus antwoord: "Die rede waarom ek in gelykenisse preek, is dat hulle my sal hoor, maar nie sal verstaan wat ek gesê het nie, en hulle sal my sien, maar nie verstaan wat ek doen nie. Ek preek sodat hulle nie tot bekering kom en vergewe word nie." Is daar een disipel of omstander wie se mond nie oopgehang het nie? Wat dink jy is die betekenis van hierdie woorde van Jesus? Waarom, dink jy, het Jesus in raaisels gepraat oor die evangelie? Wat gebeur as mense nie verstaan nie? Sommige mense, wanneer hulle nie verstaan nie, sluit eenvoudig af, sluit toe, draai om en stap weg. Maar ander mense, wanneer hulle nie verstaan nie, sal vra en weer vra en die uitdaging aanvaar om te bly soek tot hulle die antwoord vind. Thomas Long, na wie ek vroeër verwys het, sê hy verstaan hierdie woorde van Jesus so, dat mense te gou dink dat hulle die boodskap van God se koninkryk omhels en volledig verstaan. Dat mense te gou na Jesus kan storm,
en hulle hom hulle Here wil maak. Maar dan later verdwyn soos daardie skares wat hom nog op Palm Sondag in Jerusalem verwelkom het met lofbetuigings. Maar teen Donderdag skree hulle kruisig hom. Dat Jesus in gelykenisse praat, is om mense wat in die vlakwater van geloof swem, na dieper waters toegeneem word. Daar is 'n storie, miskien is dit 'n gelykenis, van George Patrick, 'n baie bekende prediker uit 'n vorige generasie, wat een oggend op 'n vliegtuig gesit en aan sy preek vir Sondag begin werk het. Hy het pas teruggekeer van 'n konferensie en het geïnspireerd sy notas gemaak. Langs hom het 'n passasier gesit wat hom uiteraard dopgehou het, en naderhand kon die man sy nuuskierigheid nie beteel nie. Jammer om jou te onderbreek, ek sien jy werk geweldig intens hier aan iets langs my. Wat op aarde is jy besig om te doen? Ek is 'n predikant, het Patrick geantwoord. Ek werk aan my preek vir volgende Sondag. O, ja, godsdiens, het die man hom geantwoord. Duidelik dat sy belangstelling skielik getaan het. Ek hou nie daarvan om in die kompleksiteite van godsdiens vasgeval te raak nie. Ek hou daarvan om dinge eenvoudig te hou, jy weet, doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Die goue reël, dit is my godsdiens. O, ek sien, het Patrick geantwoord. En as ek mag vra, wat doen jy? Ek is 'n sterrekundige, ek doseer by die universiteit. Ah, sterrekunde, het Patrick geantwoord. Ek hou nie daarvan om vasgevang te raak deur die kompleksiteite van sterrekunde nie. Ek hou van my sterrekunde eenvoudig, jy weet, twinkle, twinkle, little star. Die reis van geloof is 'n leeftyd lank. Markus weet, dit neem tyd. Dit neem tyd om die evangelie van Jesus Christus waarlik te glo, te omhels en te verstaan. Oneindig is die dieptes en die grootheid van God. Geloof is nie soos 'n visserpilletjie wat sommer net gou oplos en tada, daar is die mens deurtrek met volle geloof nie, van hoek tot kant, kant en klaar. Dis nie hoe ons is nie, dis nie hoe die lewe is nie. Geloof fermenteer deur ons dalk meer soos wyn. Ons soek 'n geloof wat nou werk, uitkomste wat nou gebeur, en begrip wat absoluut is. Ons soek na boodskappe wat uitgeknip, verpak en in bytgrootte aan ons opgedis word. Ek sê ons, want in Markus is dit inderdaad almal wat daar betrap word in die vlakwater. In Markus word nie een mens gespaar wat sê, hierdie persoon, hierdie disipel selfs, verstaan Jesus volledig nie. En daarom is dit 'n uitnodiging aan almal van ons. Jesus se gelykenisse ontstel, verwar, daag uit, is subversief, dit buil ons uit. Maar Jesus vertel nie hierdie gelykenisse om ons weg te hou van God nie, maar om ons dieper in te nooi, nie om weg te steek nie, maar om oop te breek, nie om te verwar nie, maar ons verwarring bloot te stel. Die doel van die evangelie is nie om vinnig te verstaan en aan te beweeg nie, maar om stadig verander te word, al meer na die beeld van Christus. Ons gebed kom uit die groot gebedeboek. O Here Jesus, moet tog nie dat U woord vir my tot oordeel word nie, deurdat ek dit hoor en nie doen nie, deurdat ek dit ken en nie daarvoor lief is nie, deurdat ek dit glo, maar nie gehoorsaam nie. Ek vra dit van U, Seun van die ewige God, wat vir ewig saam met die Vader en die Gees leef. Dank en lof aan U, drie-enige wese, grootheid sonder einde. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.